Ons wonderlike Vader, wat 'n wonderlike voorreg dat ons voor die aangesig mag verskyn, nie op grond van onsself of ons werke, of enigiets wat ons kan doen, maar alleenlik in die genade van Yeshua. En Vader Jahwe, daarom wanneer ons voor U verskyn, daardie beginsel dat die vrees van Jahwe is die beginsel van wysheid, dan doen ons dit met eerbied en met nederigheid en kleinheid en diepe erkenning van U grootheid en U almag en U heerlikheid. En ook die bewus van ons eie swakheid. En Vader Jahwe, daarom is die gebed van ons hart, dat U deur U Heilige Gees se werking en deur U woord by elkeen van ons sal stil staan en ons sal onderrig en ons sal vorm en ons harte sal brei soos klei om werklik U welbehaaglik te wees. Vader Jahwe, want die begeerte van ons hart is dat daardie woorde van Johannes 15 sal waar word, dat U werklik in elkeen van ons se lewens verheerlik sal word deur U vrug wat deur ons vloei. Seën dan ook die woord vanmôre in ons harte. Ons bid dit in Yeshua se naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons blaai saam na Romeine hoofstuk 11 toe. Ons begin by Romeine hoofstuk 11 vanmôre en terwyl ons daar begin, vanmôre se boodskap het sekere deel het hy 'n tegniese deel in, maar iets wat belangrik is wat elkeen van ons moet weet, want dit gaan oor 'n ingesteldheid. En ons leef in 'n wêreld waar hierdie wêreld waarin ons leef en baie gelowiges ook en definitief ongelowiges het 'n ingesteldheid van die mens wat die sentrale punt is van alles. En hoe hulle na die wêreld kyk en hoe hulle na hulle self kyk en na Jahwe kyk is vanuit 'n menslike perspektief. En vanmôre skryf ons bo aan die boodskap Jahwe die soewereine Elohim. Terwyl van die kinders soewerein beteken hy staan apart van alles. Daar's niks wat hom beïnvloed nie. Hy is die almagtige wat oor alles regeer. En dit as beginpunt. Nou kom ons lees dan Romeine 11 vers 33. O diepte van die rykdom en die wysheid en kennis van Elohim. Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë. Ek kom nie terug nie, so ek noem dit net. Hier kom Paulus en hy getuig wanneer hy klaar van Jahwe se handelinge getuig het wat ons nou gaan lees, dan kom hy by hierdie slotpunt. Niemand kan besef wat Jahwe doen nie. Onnaspeurlik is sy weë, ondeurgrondelik. Jy kan nooit verstaan die werke van Jahwe nie, want is ver bo ons. Want wie het die gedagte van Jahwe geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets van hom gegee dat dit hom vergeld moet word? Is daar enige van ons, is daar enige iets of iemand wat vir Jahwe iets gegee het, dat Jahwe daai persoon moet bedank? Dat Jahwe verskuldig is aan daai persoon iets? Daar is niemand nie. En dan daarom vers 36, wat uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. En daarom wanneer ons begin, aan wie kom die eer? Aan Jahwe alleen. Niks en geen mens en niemand mag iets van daai eerlikheid en aanbidding ontvang nie, alleenlik aan Jahwe alleen. Job verklaar in Job 23 vers 13, dat Jahwe is onveranderlik ewig apart van alles. As ons kyk na alles, dan is Jahwe apart gestel van dit alles en tog is alles wat daar is binne in Jahwe. Hebreërs 13 vers 8, hy was gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid. En hier begin ons nou met 'n baie belangrike beginsel. En dis so bietjie fondasie, maar is nodig dat jy dit inbou. So ek wil hê elke jong mens moet ook mooi luister na hierdie woorde. Jahwe is van ewigheid tot ewigheid dieselfde. Toe ons gepraat het oor die term ewigheid, in die verlede kan julle onthou, ewigheid kan verwys na die verlede en na die toekoms. En as Jahwe ewig dieselfde is, hy van ewigheid af tot ewigheid in die toekoms onveranderlik dieselfde.
En hy doen, en hierdie is baie belangrik, hy doen alles wat hom behaag. Psalm 115 vers 3 sê, hy doen alles wat hom behaag. En hierdie is baie belangrik. Die raad wat Jahwe, as ons praat van Jahwe se raad, dan is dit sy besluite, sy raadsbesluite, is onveranderlik. Ek gaan 'n klomp tekste, jy kan maar net eers luister, nou kan jy saam met my blaai, maar eers net luister Hebreërs 6 vers 17, daarom het Elohim, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die gelofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg. Psalm 33 vers 10, Jahwe vernietig die raad van die nasies, van mense, van volke, maar die raad van Jahwe bestaan tot in ewigheid. En dis nou belangrik, voor die grondlegging van die wêreld, het Jahwe sy raadsbesluite vasgemaak. Van lank voor tyd, voor daar materie en dit wat ons ken as 'n skepping was, Jahwe in sy volmaaktheid, wat hy alleen ek is, het hy besluit alles wat gaan gebeur. En hoor nou mooi, daar's niks en daar's niemand wat dit kan verander nie. Daai besluite wat Jahwe van ewigheid af geneem het, is onveranderlik en daarom is Yeshua hoëpriester vir ewig. Van voortyd af tot na tyd bly dit dieselfde. Jahwe is onveranderlik en onberoulik. In Samuel 15 vers 29, en ook lieg die roem van Israel nie, en hy ken geen berou nie, want hy is geen mens dat hy berou kan hê nie. Jahwe is volmaak. En daarom is hy nie 'n mens wat kan jok of berou kan hê of kan verander nie. Hy is ewig. Baie keer openbaar die woord omdat dit vir ons klink asof Jahwe berou het, maar dit gaan oor sy hartseer oor die keuse van Israel en dan sy vreugde in Israel se bekering. Maar Jahwe het nie verander nie. Jahwe bly onaangetast ewig dieselfde. Hy kan sy woorde wat hy gespreek het nie terugtrek nie. Jesaja 31 vers 2. Nogtans is hy ook wys en hy laat die onheil kom en hy trek sy woorde nie terug nie. Jakobus 1 vers 17. Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skadewee van omkering is nie. My gebed is dat vanmôre wanneer jy hierdie woord hoor, daar by jou bewustheid kom van Jahwe se volmaaktheid, sy volheid, van ewigheid tot ewigheid. Jahwe is onveranderlik, hy is die ewige, soewereine Elohim, onberoulik. Jahwe is van ewigheid tot ewigheid dieselfde, en hierdie is baie belangrik, Jahwe word nie minder of meer nie. Jahwe word nie sterker of swakker nie. Jahwe is nie beter of slegter nie. Jahwe is wie hy is van ewigheid tot ewigheid. Hy verander nie weens invloede nie. Niks onverwags kan hom betrap nie. Daar's niks wat Jahwe nie weet nie. Hy het dit alles gegee, want hy is die almagtige, alwetende Elohim. Niks onverwags kan op sy pad gebring word wat hy nie reeds geweet het nie. En daarom, omdat daar niks is wat Jahwe kan verras nie, handel hy volgens sy ewige wil. Daniël 4 vers 35. En al die aardbewoners word as niks geag nie, en na sy wil handel hy met die leer van die hemel en die bewoners van die aarde, en daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom sê, en vir hom kan sê, wat doen u nie? Jahwe besluit volkome wat hy wil doen. En daarom nou, Jahwe is almagtig, alomteenwoordig, alwetend. Jahwe is volmaak. Jahwe is die ek is, en buiten hom is daar niks nie. Jahwe, alles wat is binne Jahwe se genade. Hy is heiligheid,
Hy is liefde, hy is genade, hy is goedheid, hy is trou, hy is geregtigheid, hy is die volheid van alles. Ek gaan dit nie vanmôre hanteer nie, as dit Jahwe se wil is dit iets wat ek Dinsdag aand in Tsanin gaan hanteer, die oorsprong van sonde, want dit alles was binne Jahwe se genade, niks is buiten Jahwe nie, selfs die ontstaan van die sonde en alles is binne Jahwe se vermoë, maar dit gaan ek Dinsdag aand in Tsanin oorhandel. Wat nou belangrik is om te besef, dat alles wat is, Jahwe is die volmaakte, soewereine Elohim, wat beskik en doen alles wat hy wil tot sy verheerliking, want aan hom kom toe al die lof en al die eer en al die heerlikheid. Een van die duidelikste soewereine handelinge van Jahwe is die uitverkiesing. En die leer van die uitverkiesing is die beginsel waarin Jahwe een persoon uitkies tot die ewige lewe, tot 'n verhouding en die ewige lewe en 'n ander persoon nie. Die uitverkiesing van Israel ten koste van al die ander nasies is 'n afbeelding van hierdie Nuwe Testamentiese beginsel waar Jahwe binne Israel 'n deel van Israel uitverkies tot die ewige lewe en 'n ander deel nie. Ten spyte van die duidelikheid van die leer van die uitverkiesing regdeur die woord van Israel se begin tot aan die einde van die woord, is daar baie gelowiges wat voel dat die beginsel van Jahwe se uitverkiesing onregverdig is. En vir 'n oomblik moet ons stil staan en ons moet sê, vir ons vlees, en ons gaan nou daarby kom, is dit onregverdig. Maar in Jahwe se soewereine volmaaktheid, en die gaan ek nou hanteer, kan ons dit verstaan. Die vraag moet dus gevra word, hoe is dit dat Jahwe net sekere persone uitred en ander nie? Hoekom is dit dat die woord kan sê, die hele Israel, baie is geroepe, maar min is uitverkies? Hoe is dit dat Jahwe beskik wie hom sal aanneem? Vanuit 'n menslike perspektief is dit onregverdig, en ek dink hier is waar die twee beginsels by mekaar uitkom, en dit moet ons verstaan. En dit wat ons nou hanteer is geweldig belangrik. Die punt waar ons moet begin is, wat is ware regverdigheid? Nie wat is my perspektief van regverdigheid nie, wat is regverdigheid? Ek vanmôre vir jou moet vra, Johan, as ek vir jou moet vra, wat is regverdigheid, dan wat sal jou antwoord wees? Want baie keer is ons antwoord vanuit 'n menslike perspektief uit wat goed is en goed bedoel word. Maar regverdigheid is iets groters, en dis hierdie belangrike beginsel wat elke gelowige moet verstaan. Regverdigheid ontstaan vanuit Jahwe uit. Daar is nie regverdigheid buiten Jahwe nie. Jahwe is regverdigheid, en alle regverdigheid vloei uit hom uit. Hy word nie regverdig nie, en hy streef nie na regverdigheid nie. Jahwe is regverdig, en die werke van Jahwe wat uit hom uitvloei, is geregtigheid. En ek wil hê jy moet mooi verstaan. Regverdigheid staan nie buite Jahwe nie. Dit vloei uit Jahwe uit. En hoe leer ons dus regverdigheid ken? Jahwe doen nie sekere dinge en sekere optrede om reg en goed te wees nie. Enige iets wat Jahwe doen, hoor mooi, enige iets wat Jahwe doen is van self regverdig, want hy is die wese van regverdigheid. En ek wil hê dit moet insink in jou. Enige iets wat Jahwe doen, is 'n uitvloeiing, hy is regverdigheid. Daar's nie iets buiten Jahwe wat regverdig kan wees nie. Dit wat uit hom uitvloei, is regverdigheid. Sy vrye wil, en niks anders is regverdigheid. Hoe toets ons dus regverdigheid? Nie vanuit humanisme en vanuit die mensheid nie, maar vanuit Jahwe self af, want hy stel die riglyn van regverdigheid. Wat ook al Jahwe wil en doen, is regverdig. Nie weens 'n eksterne maatstaf of iets wat ons mee toets nie. Jahwe
is regverdigheid. En die regverdigheid van Jahwe word ons maatstaf van regverdigheid. Die werk van Jahwe en die handeling van Jahwe en die doen van Jahwe word ons maatstaf van regverdigheid. In 'n wêreld van vandag leef ons met humanisme, waar humanisme 'n ander maatstaf van regverdigheid het, waar dit wanneer die sonde en die dinge goedgekeur word vanuit 'n humanistiese manier, is dit onregverdig om iemand te oordeel weens sy sonde. Is dit onregverdig om vir iemand te sê, dit wat jy doen is verkeerd. Maar daar's een maatstaf van regverdigheid, en dit is Jahwe self. Jahwe skuld niemand en niks iets nie. Daar is geen invloed in Jahwe nie. Ons het dit nou nog gelees in Romeine 11. Daar's niks wat Jahwe moet teruggee aan iemand nie. Alles wat is, het hy gegee uit genade. Jahwe is soewerein, almagtig, en niks en niemand het 'n invloed op hom nie. En dit is wat dit beteken om God te wees. En dis wat Jahwe is, die Elohim van hemel en aarde. En dis binne hierdie raamwerk wat ons moet kyk na Jahwe se handelinge. En besonderlik wil ek na daardie een fokus. Die eerste belangrike beginsel is, ek wil regtig hê ek moet besef van wanneer ons na die woord kyk, alles wat Jahwe gedoen het. Vandag leef ons in 'n wêreld waar die mens kom en Jahwe beoordeel. En maak die Bybel oop en hy sê, hoe kan 'n regverdige God dit en dit en dit doen? Dit kan nie regverdig wees nie. En die mens oordeel daarna en Jahwe word skuldig verklaar deur 'n mens om te sê hy is nie regverdig nie. En daarom is dit belangrik dat ons sal verstaan, regverdigheid kom nie uit humanisme uit nie. Regverdigheid is nie in ons wêreldstelsel, selfs in ons regstelsel nie. Regverdigheid vloei uit die wese van Jahwe uit, en dit alleen is regverdig. Al lyk dit hoe vir jou o mens, dit is die regverdigheid van alle eeue. Daarom, om te sê, Jahwe se uitverkiesing is onregverdig, is nie net 'n verkeerde aanname vanuit 'n menslike perspektief nie, maar dis om Jahwe aan te kla dat hy onregverdig is. En daarom word dit 'n aanklag en 'n veroordeling teen Jahwe. Dit wat reg en goed in hierdie wêreld is, word gemeet aan Jahwe, nie Jahwe aan dit nie. En as ons iets meet of dit goed is, en as jy vandag na jou lewe sit en kyk, wanneer jy daar sit en jy meet jou lewe, dan meet jy hom nie aan die wêreld nie, jy meet hom nie aan die dinge wat daar buite gebeur nie. Ons meet dit aan een, kan almal onthou, ek dink as dit reg was laas keer toe ek hier by u was dit Jesaja 6, het ons gehandel oor Jesaja. Jesaja, hierdie wonderlike profeet, wanneer hy na die volk kyk, het Jesaja 'n pragtige lewe, maar toe hy in die teenwoordigheid van Jahwe staan, toe kom hy agter, ek is 'n sondaar. Ons meet ons nie aan die wêreld nie, ons meet ons aan Jahwe. Daarom moet ons in nederigheid en kleinheid voor Jahwe buig. Sê Jahwe, ons is niks. Dis u wat wandel, dis u wat handel. En kom ons blaai saam na Romeine 9 toe. Romeine 9. En ons gaan dit hier vind, maar ek wil dit graag sê, en dat elkeen van ons dit verstaan. Jahwe se optrede word ons maatstaf. Jahwe se openbaring in sy handeling en sy woorde en sy dade word een my maatstaf. Romeine 9, kom ons lees dit daar vanaf vers 9 af. Want dit is die woorde van die belofte, omtrent hierdie tyd sal ek kom en Sara sal 'n seun hê, en nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, naamlik Isak ons vader, want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van Elohim volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep.
is vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. Soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad, en Esau het ek gehaat. Wat sal ons dan sê, is daar miskien onreg by Jahwe? En hoor nou hierdie antwoord, en dis die finaliteit, nie stellig nie, want aan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees, oor wie ek barmhartig wil wees. En my ontferm, oor wie ek my wil ontferm. So hang dit dan nie af van die een wat wil, of van die een wat loop nie, maar van Jahwe wat barmhartig is. Ek wil vir die oomblik jy moet gaan opkyk, is elkeen by. Dit hang nie van die mens af nie, dit hang nou van Jahwe se barmhartigheid af. Weet jy wat is een kosbare ding? Die feit dat ek en jy hier saam is, die feit dat jy elke dag Jahwe se roep in jou hart ervaar, is louter en absolute genade. En dit maak mens klein om te besef, daar is so baie oor wie Jahwe sy barmhartigheid, en ek praat van binne Israel, nie uitstort nie. En ons sien hoe 'n groot deel van ons volk in Europa en ander lande, goddelose, sekulêrs, geen behoefte na Jahwe nie. Waar die gees van Jahwe geen inspraak in hulle hart om hulle tot bekering te lei nie, maar in u hart roep en trek Jahwe. Hoeveel te meer moet daar nie dankbaarheid by ons wees nie. Vers 18. So is hy dan barmhartig oor wie hy wil, en hy verhard wie hy wil. En hoor nou hierdie, wat is ons menslike reaksie? Wat is ons reaksie uit ons vlees uit? Dis onregverdig. Jy sal dan vir hom sê, waarom verwyd hy dan nog? Want wie het sy wil weerstaan? Terwille van die kinders. Die mens sal dan vra, maar Jahwe, as u dan verhard, hoekom veroordeel u dan nog as u dit verhard? Wie is jy, o mens, om teen Jahwe te spreek? Vers 20. Maar tog, o mens, wie is jy wat teen Elohim antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê, waarom het u my so gemaak nie? Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp, die een voorwerp tot eer, en die ander tot oneer te maak nie? En dan kan die vraag kom, hoekom is daar hulle tot oneer? Hoekom is daar hulle wat Jahwe verhard? Vers 22. En as Elohim, al wil hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, tog met groot lankmoedigheid die voorwerpe van die toorn wat vir die verderf toeberei is, verdraai, juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat hy voorberei het tot heerlikheid. Ek wil hê julle moet oplet hierdie heerlikheid. Hoekom is dit dat Jahwe handel en 'n deeltjie is hy barmhartig en hy trek hulle na hom toe. En 'n deeltjie verhard hy en hy sê, julle gaan nie kom nie. En dan sê hy, hoekom is dit vir 'n mens, lyk dit onregverdig? Hoekom Jahwe verhard nie daardie harte? Hoekom veroordeel jy hulle dan nog? En dan kom Jahwe, wie is jy, o mens? En dan kom Paulus se antwoord, hoekom doen Jahwe dit? Sodat hulle wat sy barmhartigheid ervaar, werklik in dankbaarheid Jahwe sal verheerlik. En dan is ons presies terug by Efesiërs 1 wat ons nou nog gaan lees. Geliefdes, van die skepping af. En ek wil hê jy moet dit verstaan. Van die skepping af, voor die skepping het Jahwe hierdie raadsbesluite volkome klaar besluit. Hy het besluit wie hy gaan verhard, hy het besluit wie hy gaan trek. Jahwe het klaar geweet, hy gaan jou waar jy sit, oom Willie, hy gaan oom trek. Pieter, hy gaan jou trek. Hy gaan in jou hart gaan hy werk, en hy gaan roep en hy gaan trek. Hy het vir hom in sy soewereinheid eerstens 'n volk uitverkies in die Sinaïtiese verbond. Kom ons blaai gou saam so toe. Deuteronomium 7, ek dink die meeste van ons ken dit uit ons koppe uit, maar kom ons blaai gou saam so toe. Want jy is 'n volk heilig aan Jahwe jou Elohim. Jou het Jahwe jou Elohim uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is sy eienoomsvolk te wees. Jahwe het 'n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke, maar
omdat Jahwe julle liefgehad en die eed gehou het wat hy vir julle vaders gesweer het, het Jahwe julle met 'n sterke hand uitgelei en julle uit die slawehuis uit die hand van jou Farao, die koning van Egipte, verlos. Voor ons verder gaan wil ek vir u vra, op grond waarvan het Jahwe vir Israel uitverkies en uitgelei uit Egipte? Op grond van Israel se intellek, omdat hulle oulik is, omdat hulle sterk was, omdat hulle baie was, niks, oor een rede. Ek het julle lief gehad. En ek was julle barmhartig. En ek wil hê jy moet dit regtig besef, want baie keer kan ons staan op, ons is Israel, ons is dit, ons is dat, ons roem op daardie vlees. Jy het niks om op te roem nie, want Jahwe het in sy al soewereine barmhartigheid by Israel gaan stilstaan, alleenlik uit sy vrye keuse. Ek het julle lief. En binne daardie handeling is dit Jahwe wat Deuteronomium 14 vers 2, terwyl ons daar is, kom ons lees dit saam. Dat Jahwe daar by Israel stilstaan en uit al die volke kies hy hulle, want jy is 'n volk heilig aan Jahwe jou Elohim. En jou het Jahwe uitverkies om sy eienoomsvolk te wees uit al die volke wat op die aarde is. Psalm 135 vers 4, want Jahwe het Jakob vir hom as sy eiendom uitverkies, soos dit vandag is. Die fout wat ons baie maak, is die fokus word op Israel gelê en nie op Jahwe nie. En die fokus word baie keer geplaas op hierdie geslagslyn en die erkenning word nie gegee dat dit deur Jahwe se genade uitverkiesing is nie. Nie omdat Israel beter of slimmer of groter of iets anders was nie as die ander nasies nie, maar Jahwe kies hom uit sy soewereine wil. En hy gee nasies in sy plek. En hy vernietig volke en hy tref volke met die banvloek om vir sy uitverkorenes plek te maak. En Jahwe handel met hierdie vrou wat hy liefhet. En ons sien hierdie handeling ook in die nuwe verbond, wanneer Jahwe binne Israel hulle uitverkies, wat in 'n lewende verhouding tot hom sal staan. Romeine 9 vers 27, kom ons blaai saam soontoe. Romeine 9 vers 27. Ons het al in die verlede daaroor gepraat, maar ek wil dit tog net noem, omdat dit nou meer aansluit by die boodskap van vanmôre. In 'n humanistiese wêreld is dit die mens wat Jahwe kies. En ons word geleer van jongs af, maar jy kies Jahwe. Dis nie wat die woord sê nie. Die woord leer ons wel dat ons moet reageer en gehoorsaam wees, maar dis Jahwe wat jou roep. Hoor wat sê in vers 27. Al is die, en Jesaja roep oor Israel, al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, net die oorblyfsel sal gered word. Al is Israel baie, wie gaan gered word? Net die oorblyfsel. Wie laat die oorblyfsel oorbly? Kan julle onthou daai oorblyfsel? Nou wil ek gou, dis nou 'n goeie deel om nou net seker te maak almal is nog by en wakker. Waar kom die term die beginsel van 'n oorblyfsel eintlik vandaan? Noem vir my 'n profeet waar daai gedagte van 'n oorblyfsel baie belangrik was. Kan julle onthou? Daai profeet sê ek is alleen. Nou is daar 'n paar glimlagte. Elia wat sê, Jahwe, ek het alleen oorgebly. Al hierdie volk, die hele volk is besig om die voete van Baal te kus en Baal te aanbid. Ek het alleen oorgebly. En Jahwe sê vir hom, nee Elia, ek het 7000 laat oorbly, wat ek nie voor Baal nie gebuig het nie. Wie het hulle laat oorbly? Jahwe self. Kom ons lees dit daar nie, terwyl ons daar by Romeine 11 is. Romeine 11.
Vers 2. Elohim het sy volk wat hy van tevore geken het nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die skrif in die gedeelte oor Elia sê nie, hoe hy by Elohim opgetree teen Israel en sê, Jahwe, hulle het die profete gedood en die altaar het hulle afgebreek en ek het alleen oorgebly en hulle soek my lewe. Maar wat sê die Godspraak aan hom? Ek het vir myself 7000 manne laat oorbly wat die knie voor Baal nie gebuig het nie. Vers 5. Net so is daar dan ook in die teenswoordige tyd 'n oorblyfsel ooreenkomstig die verkiesing van die genade. Wil hê julle moet nou by wees. Die belangrikheid is, hoekom is daar 'n oorblyfsel? Want Jahwe het hulle verkies. Net vir die interessantheid, wanneer het Jahwe dit bepaal? Voor die grondlegging van die wêreld. Het hy klaar bepaal, daai oorblyfsel sal hom dien en daai oorblyfsel sal getrou wees en daarom kan hy ook sê, van Matteus 22 vers 14, baie is geroep, die hele Israel word geroep, maar min is uitverkies. Dis nie Israel of die uitverkorenes, nie die hele Israel word uitverkies tot die ewige lewe nie. Johannes 15 vers 16, julle het my nie uitverkies nie, en hierdie is belangrik. Want dis nie die mens wat Jahwe kies nie, dis Jahwe wat kies. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te dra. En wat vanmôre se boodskap belangrik is, en wat ek hoop elke jong mens, elke kind, ek wil hê spesifiek die kinders moet vir my kyk, is om te besef dat dit Jahwe se handeling met ons is. Ek wil altyd sê, kyk, die lekker deel is, mens praat altyd met die kinders baie eenvoudig, maar dan verstaan ons groot mense dit altyd ook mooi. So, julle kinders luister mooi. Dis nie ons wat besluit het, ons wil 'n verhouding met Jahwe hê nie. Dis Jahwe wat na ons toe kom. Dis nie ons wat sê elke dag, ek wil Jahwe dien nie. Dis Jahwe wat my roep en trek, maar dan moet ek gehoorsaam wees daar. Maar dis Jahwe se genade. Ek wil vir die volwassenes vra, is daar een van ons wat vandag kan opstaan en sê, ek dien Jahwe, want ek wil? Ja, daar's 'n wil in my hart, maar dis Jahwe wat dit gee. As ek kyk in my eie lewe, dan sien ek my swakheid en my onvermoë. Maar saam met dit sien ek Jahwe se genade elke dag. Elke dag om my te trek en te roep. En wanneer ek struikel, sy genade om te sê, Jakob, maar dis nie die pad nie, hier is die weg van waarheid. Geliefdes, redding is op grond van Jahwe se genade. Kom ons gaan gou na Romeine 8, verskoon Handelinge 13 toe. Handelinge 13. Wanneer hulle Paulus kom en hulle verkondig die evangelie, dan neem die twee stamme eers eksepsie daarteen die Judeërs, en dan is dit besonderlik aan die 10 stamme, die heidene wat hulle die evangelie verkondig, vers 47, want so het Jahwe aan ons bevel gegee, ek het u die lig van die nasies gemaak, sodat u tot redding kan wees tot aan die van die aarde. En toe die heidene dit hoor, was hulle bly en hulle het die woord van Jahwe geprys en nou belangrik, en daaruit gelowig geword, almal wat verordineer was tot die ewige lewe. Ek wil gou vir jou, vra, jy moet gou opkyk vir my. Hoekom kan jy vandag sê, het jy 'n verhouding met Jahwe? Oor jou keuse, oor jou besluite? Nee. Omdat jy verordineer was tot die ewige lewe. En nie die hele Israel is verordineer tot die ewige lewe nie. Hoor dit baie, maar almal het hom aangeneem, van die hele Israel, daar's 10 stamme baie, maar hulle kom tot bekering wat verordineer is tot die ewige lewe. Kom ons gaan na Efesiërs 1 toe. Efesiërs 1. En ek wil daarmee eers beginne klaar maak. As dit Jahwe se wil is, gaan ek môre aand in Burgersfort voort met hierdie gedagte, maar ek wil eers hier sluit
Efesiërs 1 vers 3. Geseend is die Elohim en Vader van ons meester Yeshua Messia, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Messia, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Ek wil julle moet vir 'n oomblik net mooi besef. Wanneer Efesiërs hier skryf hy nie van die hele Israel nie, hy skryf van hulle wat gelowig gaan word. Ons weet, die hele Israel word in Sinaï uitverkies, maar binne Israel is daar 'n verdere uitverkiesing wie gered gaan word. Vers 5, kom ons lees net vers 4 weer. Want hy, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Yeshua Messia, na die welbehae van sy wil. En nou kom ons terug by daai beginsel, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Is dit ons werk om te bepaal wie is uitverkies en wie nie binne in Israel? Nee. Dis weet Jahwe. Ons werk, en dis die interessantheid, om die evangelie te gaan verkondig. Jahwe se opdrag aan die apostels, gaan hulle verkondig die evangelie. Dis nie jou werk om te gaan sê wie gaan luister en wie gaan nie luister nie. Dis Jahwe se soewereine keuse. My en jou opdrag is om die evangelie te gaan verkondig. My en jou wil is om met jou familie en jou kollegas, daar waar Jahwe die geleentheid gee, daar die saad te saai, maar dis Jahwe wat besluit wat gaan opkom en wat gaan nie opkom nie. In ons laaste gedeelte, Romeine 8. Ons het nou Romeine 9 en Romeine 10 en 11 al gelees, maar ek wil graag Romeine 8 ook, want aan die begin van Romeine, voordat hy dit verder verduidelik, stel hy hierdie beginsel in Romeine 8, vanaf vers 28. En ons weet dat vir hulle wat Elohim liefhet, en net terwille van verduideliking, want in die Afrikaans klink dit amper asof dit die mense is wat Jahwe liefhet, in hierdie teks, dis hulle wat Jahwe liefhet. Jahwe het hulle lief, vir almal wat Jahwe liefhet. En ons weet dat vir hulle wat Elohim liefhet, alles ten goeie meewerk. Ek net gaan dit vra. Beteken dit jy gaan nie swaar kry en uitdagings in jou lewe nie? Is dit wat hierdie teks sê? Nee. Wat is dit werk alles ten goeie mee? Wat is die einddoel van ons geloof? Die ewige lewe. En as jy moet swaar kry, en as jy moet siek wees, en as jy partykeer worstel, en as jy partykeer deur moeilike tye gaan, maak nie saak wat nodig is om jou te vorm. Maar Jahwe is besig om jou by die einddoel uit te bring vir hom met jou, is die ewige lewe. Alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroepe is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die eersgeborene en verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Ek wil gou net julle moet mooi hierdie teks verstaan, want baie keer lees ons slordig. Baie keer lees ons, maar Jahwe het die hele Israel verordineer om gelykvormig te wees aan Yeshua, en dan gaan dit, dis nie wat daar staan nie. Want Jahwe se verordinering en sy werk is volmaak. Dis nie dat hy almal verordineer daartoe, en het klomp bereik dit nie, die meeste bereik dit nie. Almal wat hy daarvoor verordineer is suksesvol. Hoor mooi wat sê hy. Want die wat vers 29, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder die broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Geliefdes, ek vat daarmee saam. Wie is die een wat in hierdie proses die hele tyd gehandel het? Jahwe. Van ewigheid tot ewigheid is dit Jahwe wat handel.
En daar moet 'n bewustheid by ons kom, want ons wêreld word so gesentreer om onsself. En of ons dit nou wil weet of nie, Bert, Jan, ons wêreld word vir ons baie belangrik. En dis nie noodwendig verkeerd nie. Maar partykeer word ons wêreld vir ons belangriker as Jahwe. En as ek dit vanmôre in perspektief moet stel vir elkeen van ons, my wêreld en jou wêreld is eintlik niks. Jahwe se wil en sy welbehae is vir ons die belangrikste. Daarom is die vrees van Jahwe die beginsel van wysheid. Hoe weet jy moet in jou lewe optree wanneer jy Jahwe vrees? Hoe kry jy wysheid? Hoe kry jy insig? Hoe kry jy daarom sê die woord, dit maak my wyser as baie slim manne wanneer ek Jahwe vrees. Julle jong mense, Mani, van jongs af om te leer om Jahwe, James, om Jahwe te vrees. Om 'n goddelike respek vir Jahwe te hê. Jahwe is nie daar om aan jou en my grille en wille te voorsien nie. Jahwe is daar om aanbid te word. En wat hy binne daardie raamwerk jou wil genade skenk, is volgens sy wil. En dit leer Joshua ons, Jahwe, nie my wil nie, maar laat u wil geskied. En is nodig dat ons baie keer mekaar daaraan herinner, begrawe my wil, besef wie is die krag wat werk, dis nie jy o mens nie, jy is stof, jy is niks nie, dis Jahwe wat werk, en eendag wanneer Joshua, dis so mooi 1 Korinte 15, wanneer alles onderworpe is, wanneer alles vernietig is, en die dood vernietig is, en die alles onderwerpe word, dan kom Joshua en hy vat daai alles, en hy gee dit aan Jahwe, sodat Jahwe alles in almal kan wees. In die tussentyd word bewus daarvan dat dit Jahwe is wat werk en die vrug wat in jou lewe is. Die vrug, Sjaal, wat in jou lewe is en in elkeen van ons se lewe is Jahwe se genade. Maar laat dit toe. Want daar's ook 'n ander kant daaraan, gehoorsaam te wees daaraan. Volg dit, jaag dit na. Wees besig daarmee, tot verheerliking van Jahwe. Kom ons staan, dan bid ons saam. Ons wonderlike Vader, dis in kleinheid en in nederigheid wat ons uit diepe dankbaarheid voor U verskyn en sê dankie vir U genade. Dankie Vader Jahwe dat ons U kan leer ken as die ek is, as die lewende almagtige wat gister, vandag en môre altyd dieselfde is. U is die een wat lewe en in U genade bestaan alles wat is. En kan ons vanmôre asemhaal en kan ons so voor U staan omdat U ons genadig is. Daarom wil ons vra, help ons ingesteldheid, Vader Jahwe, om regtig dit te besef en dienooreenkomstig ons lewens elke dag tot U beskikking te stel. Om elke dag te kan bid, daardie woorde van Galasiërs 2 vers 20, ek leef nie meer nie, maar Joshua leef in my, nie my wil nie, maar laat U wil geskied. En Vader, help ons om in elke situasie in ons lewens, of dit by ons skool is, of dit by ons universiteit, of by ons werk, of waar ons ook al is, dat ons altyd bereid sal wees en gewillig en toe sal laat en oor sal gee dat U deur ons kan vrug dra. En dat U Uself daardie woorde van Jesaja werklik in ons kan verheerlik. In Joshua se naam bid ons dit. Amen. Terwyl ons so staan, kom ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef
en aan ons sy vrede gee. Amen.